Het jy al ooit die behoefte gehad om te ontsnap? Die sielkunde leer ons dat wanneer ons 'n bedreigende situasie in die gesig staar, dan reageer ons gewoonlik op een van 3 maniere. Ons wil veg, of ons wil vlug, of ons wil vries. En baie dikwels wil ek en jy in ons lewens nie veg nie, maar ons wil ook nie vries nie. Ons wil eerder vlug, ons wil die situasie ontsnap. Watter situasies? Dalk is dit 'n ondraaglike situasie wat jy op hierdie oomblik in die lewe ervaar. Dalk is dit 'n verhouding wat jy voel jou gevange hou en kluisenaar hou. Dalk is dit die eindelose slegte nuussiklus wat op die media verskyn en jy voel net dat jy dit vir 'n oomblik wil wegsit. Jy wil ontsnap daarvan, want jy wil vir 'n slag in jou lewe net goeie nuus hoor en nie nog en nog slegte nuus nie. Wat ook al dit in jou lewe is, soms wil ons ontsnap. En ons sien iets hiervan in die gedeelte wat ons vandag op fokus. En dit is Handelinge 1 vers 6 tot en met vers 14, die gedeelte oor Jesus se hemelvaart. Wanneer Jesus na die hemel toe opgeneem word, dan staan en kyk die disippels na die hemel. Hulle staan en kyk na die lig. Dalk is dit omdat hulle totale ongeloof beleef het oor wat sopas gebeur het. Dalk is dit omdat hulle 'n verlange gehad het om ook te wees waar Jesus was. Dalk wou hulle ook ontsnap van hierdie wêreld rondom hulle. Of dalk is dit net bloot omdat hulle roeping wou ontsnap. Hierdie roeping wat die Here op hulle harte geplaas het om die evangelie te gaan verkondig in die hele toe bekende wêreld. Somstyds wil ek en jy ook ontsnap. Somstyds dink ons dat die lewe hier nie so baie saak maak soos die lewe na die dood nie. Somstyds dink ons dat die lewe voor die dood nie eintlik 'n realiteit vir ons hoef te wees nie. Ons hoef nie erns daarmee te maak nie, want alles gaan net oor eendag, daai pie in the sky when we die, soos wat hulle in Engels sal sê. Dalk is dit hoe die disippels ook gevoel het. Hierdie werklikheid is nie meer die werklikheid nie. Ons wil daar wees, daar waar Jesus is. Ons wil ontsnap van hierdie werklikheid. Hoe antwoord die 2 hemelvaartfigure, daardie 2 persone in wit klere vir hierdie disippels? Hulle sê, waarom staan julle so na die hemel en kyk? Dis eintlik asof hierdie 2 hemelvaartfigure probeer sê, hoekom kyk julle na die hemel? Het julle nie werk gekry om te doen nie? Het julle nie 'n roeping by Jesus gekry wat julle hier op aarde moet uitleef nie? Moenie wegskram daarvan nie, moenie dit probeer ontsnap nie. Julle het 'n roeping gekry, leef daardie roeping, leef dit wat Jesus julle geroep het om te doen. Partykeer wil ons ook hierdie wêreld ontsnap. Partykeer lewe ons so met ons koppe in die wolke soos wat die disippels geleef het, dat hierdie werklikheid nie meer vir ons saak maak nie. Maar die probleem is dat hierdie 2 hemelvaartfigure vir ons sê, hierdie lewe maak ook saak. Want as hierdie lewe nie saak gemaak het nie, dan kon ons met die natuur gemaak het net wat ons wou. Ons kon die skepping misbruik het soos wat ons dit misbruik en ons sou kon sê, ag, dit maak nie saak nie, want hierdie wêreld maak nie saak nie, die wêreld wat kom, die wêreld na die dood, dit is wat saak maak. As hierdie wêreld nie saak gemaak het nie, dan hoef ons nie verhoudings te herstel nie, ons hoef nie lief te wees vir iemand nie, ons hoef nie uit te reik na hulle wat wanhoopig is nie, want hierdie wêreld maak nie saak nie. Al wat saak maak is eendag en nie nou nie. Hierdie hemelvaartsfigure sê vir ons, nee, hierdie lewe maak saak. Die lewe voor die dood maak saak. Verhoudings hier op aarde maak saak. Die natuur, die skepping hier maak saak. Die roeping wat ek en jy ontvang het hier, dit alles maak saak. Mag ek en jy ophou om te wil ontsnap. Mag ek en jy die waagmoed kry om die roeping uit te leef wat die Here vir ons gegee het en mag ons uitkyk vir die lewe hier, omdat ons al reeds die lewe daar gekry het, die ewige lewe by God. Hemelvader, dankie dat U vir ons lief is. Dankie dat ons nie hierdie werklikheid voortdurend hoef te ontsnap nie, omdat U deur U Gees in hierdie werklikheid teenwoordig is. Vader, open ons oë om 'n verskil te gaan maak daar waar U ons geroep het om dit te doen. Nie sodat ons die eer daarvoor kan kry nie, Vader, maar alleenlik U. Ons vra dit als in U naam. Amen. Baie dankie dat jy vandag ingeskakel het. Hoop jy het 'n wonderlike hemelvaartdag. Ons sien mekaar gou weer.